Ja, ouens, ek het gewonder of ek hierdie video moet maak, maar ek dink dit is toch maar nodig. Kom ons bespreek vinnig weer hierdie karakter Hannes Lottering, want ek sien hy is besig om nou nogal weer 'n bietjie traksie te kry hier op TikTok. Ons het mos sy vorige groot account, hy het oor die 10.000 lede daar gehad, wat hy op TikTok gehad het, eventueel toegekry. Dit was die ene waar hy so die fake militaire foto's en goed gaan opsit het. En daar was in elk geval, of daar staan toe 'n klomp mense wat wel vir sy stories geval het en hom weer begin volg het en hom toe nou weer begin bemagtig het, as mense verstaan wat ek bedoel. Ok, Hannes Lottering op hierdie oomblik. Goed, hy woon tans weer by sy ex-vrou Petro daar in Parys. Hy woon in 'n woonstelletjie wat hulle destyds probeer omskakel het in 'n gasteeenheid. Hulle sou die ding uitverhuur het op Airbnb. Dit het toe nou nooit van die grond af gekom nie. Niks met my te maak nie. Ek weet hierdie goed maar net uit die inligting wat die mense in Parys vir my gee. So hy woon op hierdie stadium maar weer by haar. Geskei 'n paar jaar terug. Wat daar gebeur het is tydens sy exploits daar by die howe in Pretoria. Het die ou toe baie vriendelik geraak met sekere van die vrouens wat toe nou op daai stadium aan sy lippe gehang het. Hy is ons nou hierdie groot held en oorlogsheld en al die goed. En it just so happened dat van die foto's en video's wat sy vrou nie van geweet het nie, vir haar werk gestuur is. Sy werk daar by 'n gegewe hardeware plek in Parys. En een ding het na die volgende gelei en toe sy hom nou uitgeskop. Hy het op daai stadium, hy was werkloos gewees. Ek gaan nou vir julle beskryf wat sy werk hy doen. Hy was werkloos gewees en sy het hom basies toe maar net uitgeskop. Hulle is toe nou geskei. Ek dink Petro het ook besef, daar kom soveel eise, hulle is binne gemeenskap van goedere getroud. So, as daar geneem gaan word, sal dit in elk geval uit die gemeenskaplike boedel geneem word. En dan sit sy nou hoog en droog. Sy is die ene wat die punch vat. So ek dink daar was 'n klomp faktore wat daartoe gelei het dat sy toe hom eventueel in die pad gesteek het. Is egter so dat Petro, sover ek kan vasstel, nog steeds en altyd 'n baie sagte plek vir hom sal hê. So dit is maar natuurlik dat hy weer eventueel terug sou wentel na haar toe. Ok. Hannes gee voor om hierdie groot militaire veteraan te wees. Ek het al reeds ad nauseam op vorige video's en geskrewe stukke op sosiale media mense gewaarsku en gesê, Hannes is nie 'n veteraan nie. Hy is 'n veteraan in sover dat hy wel deel van die SAW was. Hy was nooit grens toe gewees, net gaan grensdiens doen nie. Hy was nie deel van SPA SWAT Space, wat hy beweer nie. Ons weet hierdie goed eerstehands uit 'n proses van Stolen Valor wat jare terug teen hom geloods was, waar sy eie broer vir ons kom getuig het, gesê het, is absoluut 'n nonsens storie. Inteendeel, hy het gedros. En hy is later weer teruggeneem deur sy familie na die SAW toe. Tydjie in die militaire tronk deurgebring en toe het hulle hom uitgeplaas na die perdestalle toe, die breede eenheid in Potchefstroom, waar hy toe die res van sy diensplig moet klaarmaak het. Hy is toe ook daarna ontslaan. So die storie van die veterane is absoluut in onsins. Waar kry hy die foto's en die video's van die Bosoorlog? Hy het so baie jare gesit op al die veterane groepe op Facebook. Daar het hy massas foto's, inligting, mense se name, selfs magsnommers. Op 'n stadium het hy magsnommers van mense gehad. Videomateriaal het hy daar gaan steel en gaan pouch, en dit is daarmee wat hy dan die voorgee daar buite sit, dat hy dan nou hierdie verskriklike belangrike groot soldaat in die Bosoorlog was. Dit is glad nie so nie. Hy het ook vir mense op 'n stadium wys gemaak dat hy 'n huursoldaat, 'n operative was na die Bosoorlog, omdat hy dan hierdie verskriklike spesialis skills het. Beweer dat hy in Iran was. Ons het navraag gedoen by al die sekuriteitsmaatskappye wat mense uitgeplaas het Iran toe. Niemand het enige kennis van hom gehad nie. Julle kan maar, en mense wat in die bedryf sal weet waar, julle kan maar gaan navraag doen. Daar was nie 'n persoon met die naam van Hannes Lottering met sy ID-nommer na enige sones toe uitgeplaas as 'n sekuriteit operative nie. Hy het op stadium gesê dat hy in Afghanistan 'n oorlog, in die Afghanistan oorlog saam met hierdie gegewe persoon, en ek dink dit is 'n fake profile van homself, Andrew Parks, 'n sniper vir die Amerikaners was. Ja, julle hoor my nou reg. Die notion itself is totaal belaglik. Vir ons eerlik vertel hoe daar geskied is en hoe hy sogenaamde lapkoppe, soos hy dit sou bespreek het of beskryf het,
dan nou oor 4000 meter, en ek weet nie hoe ver nie, dan nou die verskriklike wonderlike skote sou neem, en hoekom dit nêrens in die geskiedenisboeke opgeneem is nie, is omdat hy so verskriklik geheim die goed gedoen het, hoewel hy toe nou vir almal daarvan op sosiale media sit en vertel. So absolute nonsens stories, absolute drog stories. Die mense wat weet van die Afghanistan konflik sal ook weet, die enigste Suid-Afrikaners wat daar betrokke was of humanitair saam met die UN, of hulle was baie beperk in sekere areas en teaters wat hulle close protection services vir Amerikaners gedoen het, en hier en daar was hulle wel gebruik ook vir minesweeping in gebiede waar konflik nie meer so actief was nie. So, dis absoluut 'n nonsens storie. Dan het hy toe nou ook vir ons die storie kom spin. Hy was in die Bosniese, die Joegoslawiese burgeroorlog, was hy betrokke gewees. Daar is hy heeltemal ontbloot gewees van die visuals wat hy vir ons kom opsit het uit 'n oorlogsfliek, 'n Chinese oorlogsfliek gekom. Een van my goeie vriende daaronder in Australië het hom ontmasker ontbloot vir die storie. Daar was in elk geval geen Suid-Afrikaners betrokke in die Joegoslawiese burgeroorlog. Die oorlog self het oor baie jare gestrek. Hy het ook op 'n stadium met deur mekaar geraak aan watter kant hy nou was. Dan is hy nou aan die Serbian kant gewees, en dan was hy nou, dat het nou weer moslems daar geskiet, en ek weet nie wat alles nie. So ook weer alles figments of his imagination. Ek self het navraag in Servië gedoen, I just happen to know people on that side, en hulle het het letterlik afgelag en vir my gesê, want sy weergawe was, hy was 'n spesialist soldaat in die Serviese weermag. Afgelag en gesê, daar is nie manier dat 'n foreign national, veral nie, iemand wat nie van die Russiese sfeer van influence afkom, selfs toegelaat sou word in die Serviese leer, never mind die spacemagte. So dit was 'n absolute nonsens storie. Okay. Hy het met 'n Serviese war jacket op 'n stadium rondgespog en gesê hoe dit dan nou sy uniform is wat hy teruggebring het. Jy kan die goeders as surplus op enige surplus site gaan koop. Dis nie dat dit 'n uniform was wat in die oorlogszones of waar ook al en hom dan geissue was nie, hy het dit bloot aanlyn gekoop. Ek het self een, by the way. Goed, dan is hy 'n man wat verskriklik te velde trek teen natuurlik myself, my vrou, Leonie van der Merwe, en dan Mike Bolhuis. Nou die rede hoekom hy verskriklik te kere gaan oor Mike, is omdat Mike een van die min ouens is wat vir hom reg probleme gemaak het. Hulle het vir 'n ex-meisie van hom, Amanda Skuman, op 'n stadium 'n mandaat gehad, ek weet nie of hulle nog steeds het nie. Sy het 'n finale tuisterbevel teen hom gehad, en hulle die lewe vir hom warm gemaak. Dis 'n feit. So, hulle het ook 'n ek is onseker, Mike noem dit 'n operasie of iets, 'n projek op hom gepubliseer, waar lede van die publiek uitgenooi was om inligting van hom te versprei of vir Michael te gee. So, ja, hy het 'n baie seer kolletjie rondom Mike Bolhuis, en dit is hoekom hy van tyd tot tyd omkry dat hy hierdie vreeslike opstelle begin skryf en te kere gaan, en hoe hy nou vir Mike gaan ontbloot en laat vang, en Mike gaan nou aangekla word van rampokkery, en ek weet nie wat alles verder as ek kom aangaan nie. Is alles nonsens. Hy het in elk geval nie die means en ways om dit te doen nie. Hy is kapplank, hy is 'n shopfitter, en ek neem niks weg van sy werk nie. As hy goeie werk doen hy goeie werk. Hy is nie 'n vermoënde man nie, hy is 'n subkontrakteur, en hy doen loswerk. Hulle sit van tyd tot tyd hulle shopfitting projekte aan mekaar. Hy is nie 'n vermoënde man nie. So hy het in elk geval die means and ways om byvoorbeeld 'n Mike Bolhuis van die wêreld aan te vat, of 'n Skalk van Merwe nie. Die enigste manier wat hy kan gebruik is om kakstories op te maak en dit op sosiale media te versprei. Ek gaan 'n tweede video maak, want hierdie is 'n bietjie langer bespreking. Maar ja, in die tweede video gaan ek gou vir julle beskryf en bespreek hoe hy lieg en hoe lede van die publiek ongelukkig vir hierdie leuns val, en elke keer recycled kry hy reg daar 'n gegeewe groepie mense is wat hom volg. So ja, kyk 'n bietjie die tweede deel hiervan. Deel 2 in die video oor Hannes Lottering. Okay, kom ons bespreek gou Hannes se stories van al die mag wat hy dan sou hê. Nou in die eerste plek is my baie interessant hoe hy steeds voortgaan om voort te bou op hierdie fantasie van hom, dat hy dan hierdie oorlogsveteraan is. Hy noem 'n gegeewe man met die naam van Andrei, ander kom dan geredelik, en die ou is dan nou sy groot buddy. Dit is so, en Andrei was inderdaad deel van Swaspes gewees. Andrei is 'n persoon wat 'n tyk tipe van 'n operasietjie
daar in Sodwana het. Hy het ook 'n lodge waar mense kan gaan eet en sy kan oorslaap en wat ook al. So ja, dit jare was Hanekom een van sy groot bemagtigers. Hy is ook een van die ouens wat vir Hannes bly dra en bly bevestig die stories wat hy versprei. Presies hoekom sal nigter weet. Waarskynlik het Hannes een of ander iets op hom, of hulle het saam een of ander strand aangevang, of wat ook al die situasie is. Mense kan net spekuleer oor wat die rede is hoekom Hannes en Andrei so lang verhouding met mekaar het. Goed. Hannes egter aan sy kant is baie vinnig om te sê van al sy prokureurs en hoe hy dan nou mense sal dagvaar. Hy dagvaar ons almal vir 2.5 miljoen rand. Hy het nog nooit verby die 2.5 miljoen merk gekom nie. Maar die feit van die saak is, Hannes het nie geld om tot by volgende maand uit te hou nie. Hy het bloot nie die vermoë om dit te doen nie. Prokureurs wat voorheen vir hom gewerk het, was 'n prokureur met die naam van Anne-Marie de Toys. Hy is daar in Parys redelik bekend. Hulle twee was lyk vir my op 'n baie goeie voet vir mekaar gewees. Hannes het sekere werkies vir haar gedoen en sy het weer in ruil vir hom sekere werkies gedoen, veral rondom intimidasie. Sy was baie aktief op sy sosiale media ook. So as iemand hom nou daar invat, dan sou Hannes baie geredelik haar tag en dan sal sy nou daar kom neef het en dan skrik mense want sy is dan nou hierdie prokureur. Meanwhile, ek meen sy spesialiseer volgens sy eie weergawe. Sy spesialiseer in onbestrede egskeidings. Nou mense in die regsberoep sal verstaan wat ek bedoel as ek dit sê. Nie baie fly prokureur nie. So, hy was byvoorbeeld vir baie jare in litigasie met Leonie. Dit was lang voor die sogenaamde beweerde conspiracy command murder saak, waar hierdie prokureurs dis nou Anne-Marie se suster of sy halfsuster wat ook al woon weer in Pretoria. Sy het aan daai kant vir hulle regswerk gedoen. Monica Trotsky en ja, die storie het oor jare, litigasie het oor jare geloop, as ek reg onthou, en hulle moes iets so 7 keer moes hulle stukke gaan aanpas het, en dan kom hulle maar weer terug toe, en dan word hulle maar weer gestamp, en dan kry hulle maar weer 'n uitstel, en dan word die goed maar net weer van daar af probeer fix. Eventueel het hulle toe die saak verloor teen Leonie was ook nie verteenwoordig, sy het om die saak in haar persoon gedoen, en 'n finale bevel is toe nou in haar guns beslis of toegestaan. Voetnota tot dit, toe Hannes vir die hele wêreld gaan vertel hoe ek almal van die landros af dwarsteer tot by die klerk van die hof en selfs die sekuriteit van die hof omgekoop het om dan nou die bevel teen hom te kry. Wat gaat in die geval was, dit was net bloot. Hulle het 'n absoluut patetiese saak gehad en ekskuus tog, dis nou my oggendkoffie wat nog steeds in my keel sit. En hulle die saak gaan verloor. Nou, Anne-Marie was op daai stadium nie betaal deur Hannes nie. Pietro, sy ex-vrou, het 1000 rand deposito vir hulle gegee. En Hannes sal dan nou, of hulle sal dan nou hierdie groot bedrag geld oorgekry het wat nooit gerealiseer het nie. En so het Hannes toe nou later in 'n moer op 'n kleiery met die prokureurs aangegaan, wat ook gelei het tot interdikte. Interdikte is nooit uitgevoer nie, want Hannes het tereg op Facebook toegespog na so 'n week se bekleiery op Facebook met haar. Hy het te veel op haar, dat sy in elk geval nooit stappe teen hom verder sal neem nie, which was true, daar toe niks verder gebeur nie. Die twee toe nou actually net op beklei met mekaar. So die aanvanklike prokureurs wat hy gehad het, dis nou Anne-Marie, hulle was, daar was 'n deposito van 1000 rand betaal deur Pietro, hulle tussentyd is Hannes toe geskuif van die vrou, en die uiteinde daarvan was dat hulle toe nou onttrek het, hulle het glad nie meer sy prokureurs van rekord nie. Wat daarna gevolg het, die hele bekleiery het in 'n arrestasie vir hom opgeëindig. Leonie het hom laat arresteer. Op daai stadium was Dani Barnard van die gevalde besigheid Boerbier. Julle sal miskien onthou, so 'n paar jaar terug was daar so 'n besigheid in Pretoria. Hy was op daai stadium nou toen nog op sleeptou gewees, deel van die haatgroepie gewees, groot befondser, want hy het 'n paar rand gehad wat hy kon rondgooi, en hy het toe nou op daai stadium vir Hannes prokureurs aangestel. Aanvanklik het hulle vir Llewellyn Kerloos aangestel, baie bekende prokureur, baie hoog in die prokureursorde ook, en sover ek kan vasstel het Llewellyn vir hom so 1 keer verskyn. Ek dink hy was by die aanvanklike eerste verskyning gewees en toe nou nooit weer nie. Ek het vir Llewellyn so omtrent 'n jaar terug by Pretoria Noord by die hof raak geloop. Toe kon Llewellyn nie regtig recall wie die ou is nie. Onthou, dis 'n prokureur wat op 'n daaglikse basis litigeer. So, dis duidelik dat
ja, dit hoe ver hulle verhouding met mekaar gegaan het. Toe was daar 'n ouetjie met die naam van, nou moet ek net onthou, ek sal nou op sy naam kom, wat ook deur Dani Boerbier betaal was, ja, die ouetjie het nou nogal redelik werk vir Hannes gedoen. Daai stadium, ek dink, sou Boerbier nogal die rekenings betaal het. Dit het later tot my aandag of my kennis gekom dat hy dit nie betaal het nie, en toe moes Hannes van sy laaste bietjie bates, wat ironies genoeg ook aan Pieter behoort het, wat nog in sy besit was, verkoop om die ou se rekenings te diens. Maar ja, die ou was die prokureur wat te midde was van die storie waar Hannes sy selfoon tydens 'n hofsessie met 'n lasbrief by hom afgeneem is deur 'n ondersoekbeampte. En ja, wat op daai telefoon is, sal ons nooit weet nie. En Hannes toe homself gaan beseer het. Hoe weet ek het homself beseer? Want die twee getuies, twee vrouens wat dit gesien het gebeur, het dit in beëdigde verklaring vir my gegee, so ek het geen twyfel daar nie. En toe gaan klagtes lê teen die polisiebeampte. Die ondersoekbeampte het gesê hy was aangerand geweest. Die polisiebeampte het hom dan nou kampstig na bewering aangerand. Polisiebeampte is ondersoek intern deur die polisie self. Hy is ondersoek deur IPID, hy was krimineel vervolg, en daar was ook 'n aansoek deur Hannes by die harassmentkort teen hom. En al hierdie sake was 'n mislukking vir Hannes geweest. Die polisieman is basies aan die einde gekleer. Dit was duidelik dat dit 'n absolute leenagtige weergawe van Hannes was. As per usual. Ons weet mos nou, hy is baie genee om valsklagtes teen mense te lê, valsverklaringe af te lê en so aan, sonder om te blik of te bloos daar rondom. Maar intussen tyd het die prokureur hom toe nou ook onttrek, en soos ek sê, volgens dit wat tot my beskikking is, het Dani Boerbier dan nou nie die rekenings vir Evenin op die einde moes Hannes toe nou maar op en skraap om die goed te betaal te kry. Ek glo hy dit betaal, want anders sou hy gedagvaar gewees het daarvoor en ek sou geweet het. Later jare is Hannes toe weer gearresteer. En dit was nie op 'n arrestbevel van die Leonie nie, dit was hierdie selfde Amanda Skooman, waarna ek in my vorige video verwys het, sy ex-meisie. En toe het hulle weer geraap en geskraap om vir hom 'n ander prokureur te kry. As ek reg onthou was die mannetjie se naam Wynand. Dis daar waar Abby nou weer lekker betrokke was. Sy die ouetjie gaan reël en gaan organise vir hom. Maar ja, Wynand het nou ook natuurlik verdwyn uit die prentjie uit. So op hierdie oomblik, as Hannes jou dreig en sê, hy het nou hierdie vredelike regspan of hierdie prokureurs wat iets gaan doen teen jou, of daar gaan nou siviele eis teen jou wees, of wat ook al die geval is, dis absoluut alleen. Hannes het nie prokureurs nie, hy kan nie litigeer nie, hy het nie die vermoë om te doen nie, hy is ons onder tande. Okay. In sy eie groepe is hy uitgeskop, van al die veterane groepe af is hy uitgeskop, hy is geïsoleer in Parys, hy het op 'n stadium by 'n gegewe weldoener daar gewoon in sy buitekamer. Die het hom ook op 'n stadium toe uitgeskop, dit was na die tweede adres gewees, die Amanda Skooman insident. Ja, hulle is nie op 'n baie goeie voet op hierdie stadium nie. Hannes het ook nie 'n voertuig waarmee hy kan ry nie. Die wit bakkie wat julle sien in sekere van sy video's en foto's is sy werkgewer, die persoon vir wie hy subkontrakteer werk doen. Sy voertuig is maar net die voertuig waarmee hy ry na sy werk toe en terug. So dit is nie sy voertuig nie. Terwyl hy nou by die weldoener gebly het hy geredelik met die ou se voertuig rondgery, maar natuurlik het hy nou nie meer beskikking daartoe nie. Die video's wat julle so sien van die blou motorbike wat so jaag, dis nie Hannes nie. Dis 'n gegewe ander TikTok content creator wat in the Isle of Man woon en in Brittanje woon. Julle kan nog gaan kyk, dis nie Suid-Afrikaanse paaie wat die blou motorbike kry nie. Dis weer eens net aan Hannes se kop waar dit hy is wat dan nou so lekker wild en wakker te kere gaan met die motorfiets. So, ja, mense in kort, Hannes is 'n ou siek deur mekaar man. Ek dink persoonlik hy's totaal skadeloos en ek dink regtig as sy familie moet beter na hom kyk. Hulle moet net eenvoudig hom afhaal van sosiale media af, waar hy besig is om kak in te vang, weer kak in te vang en sy telefoon wegvat en vir ons almal die moeite spaar. So ja, daar het julle dit. Lekker dag verder.